Baie dankie vir die saamsing. Baie dankie vir al die wit blommetjies en die gekleurde blomme wat gebring is. Dit herinner ons aan die lewe, die opstanding, die oorwinning en ook die togaband wat ek vanmôre het. Ek moes eintlik wit blomme gehad het, maar nou hoe wys jy nou wit blomme op 'n wit kleed? Toe maak hulle hom maar so 'n bietjie effens 'n ander kleur. Ons het reeds in ons lied bely. Ons hoor die Paasfeesklokke. Ons weet, daardie klokke is oorwinnend. Maar nie alleen sing nie, kom ons praat ook ons geloofsbelijdenis. En dan verwys ek na 'n lied wat ons gaan praat. Dit is ons juig weer oor 'n leë graf. En ek vra dat julle dit vanmôre, nie die 12 artikels, die ou bekende nie, maar hierdie belydenis sal sê, Here, dis wat ek glo. Ek glo dit elke dag. Ek glo dit veral op 'n Sondag. En ek glo dit bovenal op spesifiek die opstandingssondag herdenking. Kom ons lees dit saam hardop. Ons juig weer oor 'n leë graf, 'n steen wat weggerol is. U heerlikheid, triomf en krag waarvan die aarde vol is. O seën hierdie Paasfeestyd, u het verrys met majesteit, o koning van die lewe. Die engele het daar verskyn, vertel van al u werke. Die vroue haas hul van die tuin, hul vreugde ken geen perke. Die Heer het waarlik opgestaan, en hy het ons vooruit gegaan. Loof hom, die Heer, die sterke. Wat 'n vreugde, ook as ons by die skriflese kom, dan gaan ons stil staan by die opstandingsverhaal, of een van die verhale, want elke evangelis het sy eie vertelling, en julle moet onthou dat dit nie net 'n historiese opskryf is nie, maar die evangelies is geskryf 40, 50 jaar na Christus se geboorte. Ten minste 40 jaar na sy sterwe. So elkeen het nie net 'n vertelling nie, dit is ook 'n siening, 'n interpretasie. Wat onthou hy wat belangrik is van die opstanding? Maar voordat ons lees uit Matteus 28, kom ons buig ons hoof in gebed. Hemelse Heer, met watter vreugde en opgewondenheid kom ons vanmôre kerk toe. Vrydag, toe het ons kerk toe gekom en daar was 'n traagheid, daar was 'n droefheid in ons, want ons het geweet waaroor dit gaan. Ons het geweet dat die skepsels hulle skepper vermoor het. Dat die onvolmaakte stukkendes van hierdie wêreld die enigste volmaakte Christus ook stukkend gemaak het aan die kruis op Golgotha. Daarom het ons met eerbied en met hartseer Vrydag by mekaar gekom. En met eerbied en met hartseer die nagmaal gebruik. En vanmôre is dit anders. Daar is vreugde, daar is opgewondenheid in ons harte. U bring vir ons die troos dat 'n mens nou reeds, ja en tot in alle ewigheid by Christus is, en dat ons sy vreugde en sy krag en sy teenwoordigheid in ons lewens kan ervaar. Here, dankie vir elke broer en suster wat vanmôre hier is. Ons het elkeen 'n ander verwagting van Jesus. Maar dankie, u ken ons. U weet watter verwagting ek het. U weet watter hoop ek het. En u kom na my persoonlik en u sê vir my, ek is met jou.
Ek, die lewende Here, kom vat jou hand op jou lewenspad, vandag en môre en al jou lewensdae vorentoe. Dankie dat ons as gemeente hier in Horison kan wees. En dankie vir u kerk oor die wêreld heen. Here, oor die wêreld heen, van vroegoggend af daar in Fiji-eilande, Nieu-Seeland, Australië, soos die son opkom, Asië, Indië en nou ook in Afrika, waar ons kan sê, die Here het op hierdie dag die oorwinning behaal. En saam met miljoene van ons geloofsgenote, deel van u goddelike gesin, kom ons en ons sê net, Halleluja, opgestane Here Jesus. Amen. Matteus 28 vertel vir ons van die opstanding en ook wat ook net kort voor sy hemelvaart ook die Here Jesus se woorde. Kom ons lees. Na die Sabbatdag, dis nou die Joodse Saterdag, of ons Saterdag is die Joodse Sabbatdag. Toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hy het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. En dan so 'n paar verse verder. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Dis merkwaardig dat selfs tot op daardie punt dit nog vir hulle so ongelooflik was, dat alhoewel hulle hom gesien het, het hulle nog getwyfel. Jesus het toe nader gekom en vir hulle gesê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen. En dit, my broers en susters, is die woord van die Here.
Liewe broers en susters, my eerste beroep as jong predikant was na die gemeente Potgietersrus. Nou as julle vergeet het, dis vandag se Mokopane. En hulle het vir my gesê, baie welkom hierso, jong dominee, ek was toe nog ongetroud, en ons het vir jou huisie daarso in Potgietersrus, wat nou as pastorie sou dien. Daar was 'n ander leraar ook gewees, gelukkig my senior wat my bietjie touwys gemaak het. Mag jy baie lekker bly in Voortrekkerweg 141. Maar onthou, Paasnaweek moet jy maar vir jou oorpleisies kry. Ek sê nou, verduidelik vir my. Hulle sê, kyk, die pastorie is in die hoofstraat. En daai tyd was daar nog nie 'n tolpad nie. Al die verkeer van Johannesburg, Pretoria ensovoorts, wat Pietersburg toe is en wat Zimbabwe toe is en noorde in Afrika is, al daai lorries, busse, motorkarre het voor my huis verbygery, het voor die pastorie verbygery. En sê, onthou, Paastyd kom daar meer as 1000 busse van mense Pretoria, Johannesburg, en hulle is op pad na die ZCC se Paasbyeenkoms daar aan die kant Pietersburg. Die Zion Church of Christ, hulle het nou nog so 'n mooi sterretjie wat hulle 'n silwerster wat hulle dra. Kry maar vir jou Paastyd oorpleisies. Nou ja, ek het baie lekker gebly. Ek het nie plaas oorpleisies gebruik nie, maar net om te sê, Paastyd is vir baie mense, en veral vir ons swart broers en susters, is dit 'n belangrike tyd. Dis die tyd van oorwinning. En daarom het daar in daai jare, hulle sê tot 500.000 mense bymekaar gekom in die plek Moria, daar waar legendariese mense bymekaar gekom het. En hulle het daar nagwake gehou en fees gevier, al die dinge. Nou, baie van ons kerke in die blanke gemeenskap hou ook groot geleenthede met Paastyd. Daar was vanmôre in ons omgewing gemeentes wat 'n vroeë oggenddiens gaan hou het, 'n sonsopkomsdiens. Om te sê, ons sien dit word lig, ons sien die son opkom, herinner ons aan die groot lig wat vir ons as Christene gekom het. En ek self het ook al daar in Walter Sisulu-tuin het ons 'n diens gaan hou, net om die gedagte van die tuin, dit is waar die graf was. En ek sal altyd onthou, toe ek hierdie lied hoor jy die Paasfees klokke. Toe het ek 'n vriend van my gekry wat in die wat 'n scrapyard gehad het, ou Dirk Silje, TU scrapyard. Ek het vir hom gesê, Dirk, soek vir my 'n karrim wat die mooiste geluid maak, die naaste aan 'n kerkklok. En toe het ons hom vasgebind daar ergens in 'n boom. En as ons sing, hoor jy die Paasfees klokke, dan het hy die yster geslaan, wat dan mooi klanke weergalm. So, ons maak van Paaszondag iets besonders. En weet julle, met reg so. Want Paaszondag is die belangrikste Sondag van al die Sondae van die jaar. Want Paasfees, die opstandingsgebeure, is die sleutel tot die hele Christendom. En as ons daai sleutel weggooi, of as ons dit verloor, dan is dit verby. En daarom skryf Paulus byvoorbeeld 1 Korinte 15. Broers, skryf hy, as ons nie weet dat Christus opgestaan het nie. Hy sê nie eens die woord glo nie. Hy sê as ons nie weet dat Christus opgestaan het nie, dan is alles te vergeefs. Te vergeefs dat ek moeite gedoen het met sendingreise om na julle te kom. Te vergeefs dat julle geglo het. Te vergeefs dat ons nagmaal hou. Te vergeefs dat ons as Christene 'n nuwe lewenstyl het.
As Christus nie opgestaan het uit die dode nie, dan is dit finies en klaar die dag as jy jou laaste asem uitblaas. En dan kom hy by die volgende vers. Maar nou, Christus is opgewek. En daarom het die lewe sin. En daarom het 'n gelowige se lewe sin, al het hy ook gesterwe. Al het ons daardie kus gisteroggend in Sterkfontein in die diep gat laat afsak. Dis nie die einde nie. Dis nie die uitgang. Daar is 'n oorgang na 'n nuwe lewe. Dis wat Paastyd vir ons beteken. Dis die belangrikheid van hierdie dag wat ons vandag herdenk. As ons na die skrifgedeeltes kyk, dan lyk dit vir my asof ons 'n paar hoofwaarhede hieruit kan probeer kry. En die eerste is, Paasvieringe begin met 'n teleurstelling. Nommer 1, ons het in die Paasverhaal 'n teleurstelling. Ek het dit verlede Sondagoggend al genoem. Die disippels en al die volgelinge van die Here Jesus het 'n bepaalde verwagting gehad. Hulle het geweet, hier is iets aan die kom. Want hierdie Jesus is 'n profeet van God soos wat ons nog nooit gesien het nie. Ons het gesien dat hy kreupeles laat loop, dat hy blindes laat sien, dat melaatses gesond gemaak word, ja selfs dooies opgewek, en duisende kry kos uit 2 visse en 5 brode. Daar's 'n verwagting in hulle harte. Daar gaan iets gebeur, ons weet nie wat nie, maar daar is iets op pad. En nou die kruisiging, en dit was vir hulle 'n diepe teleurstelling. Miskien het van hulle daar op 'n afstand gestaan en gekyk hoe die kruisiging plaasvind. Maar die groot massas onder leiding van die Joodse leiers, hulle het geskreeu, kruisig hom, kruisig hom. En hierdie ou klompie, hulle kon nie daardie geskreeu oorheers nie. Hulle kon dit ook nie stil maak nie. Teleurgesteld. Christus het gesterwe, soos al die ander mense wat aan kruise gehang het. En dan lees ons ook aan Lukas 24, die 2 mense wat op pad was na die dorpie Emmaus. En hoe hulle geloop en gesels het. En toe sluit Jesus by hulle aan, en hulle het nie geweet dis hy nie. Hulle oë was bedek, sê die skrif. En hulle vertel vir hom, meneer, jy vra vir ons, waaroor is ons so teleurgesteld? Is jy dan, in daai beroemde uitdrukking, is jy dan 'n vreemdeling in Jerusalem? Weet jy nie wat het gebeur nie? En dan begin hulle vir Jesus vertel van wat hy beleef het. En dan kom hulle by hierdie woorde. En ons het so gehoop dat dit hy was wat die gestuurde van God is, wat vir ons 'n nuwe koninkryk sou bring, wat vir ons 'n nuwe Israel sou bring. En nou meneer, nou is dit al 3 dae sedert die kruisiging. En die ergste van alles, daar's nou allerlei praatjies. Meneer, daar's van die vroue van ons geleerdere wat sê, hulle het hom gesien, hy het opgestaan. Ai meneer, ons is so onseker. Ons is so teleurgesteld, ontnugter oor wat ons die afgelope dae beleef het. Paasfees begin met teleurstelling. En as ek nou vanmôre vir jou vra, was jy al teleurgesteld oor God? Dan sê ek vir jou, jy's baie welkom. Baie welkom in die kerk vanmôre. Almal van ons het al op punte gekom waar ons sê, maar ek het vir God gevra, maar hy het nie gehoor. Hy het nie gedoen wat ek van hom gevra het nie.
Ai, dominee nie, my kind was so siek gewees, en tog het hy op die ou einde gesterwe. My huwelik was so sukkend gewees, en ek het gebid, en ons was by 'n beraader gewees, en tog het dit op die ou einde op 'n egskeiding uitgeloop. Ai, my kind het die huis verlaat, en hy was kwaad vir my. En ek het so gebid, ag, Here God, bring hom terug. Ek weet nie waar hy vandag is nie. Hy's ergens in Suid-Afrika, ek weet. Maar hy bel my nooit, hy kontak nie met my nie, hy het afgesny. En ek het die Here al so gebid, dat daar iets moet gebeur, wat hom sal terugbring huis toe. Maar ek is teleurgesteld, want God het hom nog nie teruggebring nie. Of die boer daar in die Karoo of in die Noord-Transvaal wat sê, dit het droog geword, en al droër en al elendiger. En ons het bid daar gehou vir reën. En ons het gevra, Here God, sien ons ellende, sien die stofveld en die wild en die beeste en die mielies en die aardappels. Maar dit het nie gereën nie. Teleurgesteld, omdat God nie gedoen het, skynbaar nie gehoor het, wat ons gesê het nie. Daar's 'n ander soort teleurstelling. Teleurstelling in die kerk. Daar's baie mense wat vandag sê, man, ek weet nie eintlik of ek by 'n kerk wil aansluit nie, want die kerk en die kerkmense het my ergens teleurgestel. Daardie dominee so en so het dit gedoen en dit gepraat. Dit het my baie seer gemaak. En hy het nooit vir my kom sê, hy is jammer nie. Daai ouderling of daai diaken het dit en dat gedoen. Ek is teleurgesteld. Kerkraadslid. En tree hy so op. Hoe dan nou? Ek weet nie. Tyd gelede boek verskyn met die baie interessante titel, Ek soek na God buite die kerk. Omdat hulle sê, man, binne die kerk is daar te veel Christene wat mekaar seermaak. Nou natuurlik is dit nie die volle waarheid nie. Ons het ook mekaar lief. Maar dit is waar dat ons hier en daar tog vir mekaar seermaak. En dan noem iemand, hy sê die kerk is soos die rugbyveld op Dunedin. Wie van julle wat die rugby ken, weet wat noem hulle daai rugbyveld Nieu-Seeland Dunedin? Weet een van julle? As ek vir julle sê, gaan julle dadelik weet. House of Pain. Sê, dis waar ons Nieu-Seelanders, die ander spanne, grind. Ons hulle seermaak. Nou sê hulle man die kerk, House of Pain, in plaas van 'n House of Mercy, a House of Love, a House of Care. Teleurgesteld in die kerk, baie mense. Maar weet julle, die ergste is, dat ek ook in myself teleurgesteld kan wees. 'n teleurgestelde mens, want ek het al so baie probeer verander. Ek het al so baie keer gesê, ag Here, kan ek nie nader aan u lewe nie, maar elke keer ontdek ek maar weer, val en opstaan, val en opstaan. Ek is teleurgesteld in myself, ek het myself teleurgestel. Ek het my vrou teleurgestel, my man, ek het my kinders, ek het my familie teleurgestel. Teleurgestelde mense. En as daar iemand is wat vanmôre nie teleurgesteld is nie, wel, sit maar net stil, want hierdie boodskap van opstanding is vir mense wat teleurgesteld is. Vir mense wat die lewe anders beleef as wat hulle dit wou gehad het, as wat hulle van God gevra het. 'n tweede waarheid in hierdie gedeelte, die opstandingsverhaal gaan voort met die gedagte van
'n verrassing. Teleurstelling, verrassing. Ons lees van vroue wat gegaan het na die graf toe. En wat het hulle by die graf gaan doen? Basies 2 dinge. Hulle het gegaan om die liggaam van die Here Jesus met geurende salf of balsem te behandel, en hulle het gegaan om te huil. Want wat doen 'n mens anders by 'n graf? In ons dag ten minste, jy gaan sit net daar om te dink en te huil. En toe die vrouens daar kom, toe is daar 'n verrassing. Nee, daar's 3 verrassings. Nommer 1, daar's 'n aardbewing. Nommer 2, daar's 'n engel. En nommer 3, die engel rol die groot swaar klip voor die opening weg een kant toe. 3 verrassings. Hulle is totaal onkant gevang. En die mooi daarvan is ook hierdie groot klip wat hulle gedink het, hoe gaan ons as vrouens die ding beweeg kry? Jy het 3 sterk manne nodig om daai klip weg te rol. Hoe kan ons dit doen? Toe hulle mooi kyk, toe sien hulle die engel het dit klaar gedoen en die engel sit op die klip. Dit wat vir hulle die groot probleem en die bekommernis was so 'n kleinigheid. God stuur sommer een van sy engele en hy tik hom so met sy vinger en daar rol die klip. Dit wat ek gevrees het, dit waaroor ek my stikkend bekommer het, wie sal die klip wegrol? In 'n oomblik rol God dit weg en hy sê vir sy engele, gaan sit sommer op die klip, is niks in daai ou klipie nie, gaan sit sommer, maak dit jou rusbankie. Is dit nie mooi nie, broers en susters, dat die Here vir ons sê, wat is daar wat jou bekommer? Wat is daar wat jou in jou hart ongelukkig maak en kwel? Ek sal vir jou die klip wegrol. Ek sal die klip wegrol. En dan kan ons maar begin dink, wat is die klippe in ons harte? Wat is die klippe in ons lewe wat vir ons bekommernis gee? Miskien my werk, miskien my huisgesin, iets in my gesin, miskien 'n siekte wat ek het, waaroor ek onseker is, my eie toekoms. Ek is raad op. Dan kom God en hy sê, luister, ek stuur my engel, en hy sal vir jou die klip wegrol. En ek dink so min, daai klippie is so klein, die engel tik hom net so, en dan maak hy sommer 'n ou bankie, waarop hy gaan sit. En dan verder, wat sê die engel? Dis die mooiste woorde wat ek in hierdie hele gedeelte vind. Die engel vra vir die vroue, julle het geskrik, julle is verslae, verleë. En dan die mooi woorde, ek weet julle soek Jesus. Jesus wat gekruisig is, maar hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Is dit nie pragtige woorde nie? Ek weet julle soek Jesus. Ai, broer en suster, daar is so baie dinge wat mense vandag soek. Maar wat is die regte? Kom ons kyk, waarna soek mense? En nou sê, ek soek 'n bietjie meer geld. Good luck, join the club. Iemand sê, jong, ek soek slimmer kinders. My kinders, ek sukkel met hulle. Ek soek 'n mooier vrou. My vrou sit net rustig. Ek soek 'n ryker man. Ek soek 'n beter toekoms vir Suid-Afrika. Ek soek minder aardverwarming. Soek wat jy wil. Ons jaag na baie dinge. En ons kan 'n lang rits van dinge noem. Maar weet jy, wat is die kern? Wat is die mooiste? As iemand vir my sê, ek weet
Jy soek Jesus. Jy soek Jesus. En broeder en suster, ek wens dat jy vanmôre kerk toe gekom het met hierdie begeerte en hierdie verlange in jou hart. Opstandingsdag. Hoera! Halleluja! Ek soek Jesus, die een wat opgestaan het. En dit is ook die kernwaarheid van baie Bybelverse. Psalm 31, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Ek herhaal, vind jou vreugde in die Here, soek die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Matteus 6:33, soek eers wat? Die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Die verrassing, die engel wat hulle ontmoet, en die engel wat dan ook vir hulle hierdie pragtige woorde sê. En nou die laaste. Daar kom uiteindelik ook nie net die verrassing deur die engelse teenwoordigheid en die aardbewing en die klip wat gerol het nie. Daar kom uiteindelik ook, dis die hoogtepunt, die ontmoeting. Die ontmoeting. Wat sê die engel vir hulle? Die engel sê vir hulle, gaan na Galilea, en daar sal julle Jesus sien. Nou moet jy baie mooi onthou, hulle het nog nie vir Jesus gesien nie. Maar wat doen hulle? Hulle gehoorsaam wat die engel sê. As die engel sê, gaan na Galilea, dan sê hulle, goed, engel, baie dankie, en hulle draai om, en hulle gaan terug na hulle huise, sodat hulle, dis nou in die suide Jerusalem, omtrent so 100 kilometer noordwaarts is Galilea, daar moet hulle heen gaan. Maar hulle moet eers vir die disippels gaan sê vir die disippels, Jesus het opgestaan, en gaan sê vir hulle moet Galilea toe gaan, na daar waar ons gewoonlik by mekaar gekom het. En die vrouens sê, reg engel, ons maak so. Broeder en suster, baie keer wil ons eers sien voor ons glo. Ek wil eers 'n teken van die Here kry voor ek dit doen. Daar's 'n ou wat ook so teken gevra het. Wat was sy naam? Thomas. Hy sê die Here Jesus opgestaan? Nee, ek weet nie. Ek is nie seker nie. En nou praat ons vandag van Thomas het 'n sekere soort teologie gehad. 'n sekere soort geloof gehad. Wat noem ons dit? 'n vingerteologie. 'n vingergeloof. As ek nie my vinger in sy hand indruk nie, dan gaan ek dit nie aanvaar nie. Baie keer het ons ook maar 'n vingergeloof. Ek wil eers sien. Ek wil eers voel voordat ek glo. Maar die vroue het Jesus nog nie gesien nie. En ten spyte daarvan reageer hulle en gehoorsaam hulle op die engelse opdrag en hulle gaan na Galilea. En dan, dis so mooi, toe hulle omdraai en hulle begin terugstap na hulle plekkies in Jerusalem, toe met een staan Jesus voor hulle. En hulle is versla en verstom. En hulle sien, dit is waarlik die Here Jesus. En as hy ons groet, dan sien ons die merke in sy hande. En Jesus groet hulle. En hulle buig, hulle val voor hom neer. Hulle kniel, lê by sy voete in aanbidding en verering. En dan kom die Here Jesus en hy sê vir hulle hierdie pragtige woorde. Gaan na Galilea, dis reg so. En dan kom hy met hierdie pragtige woord. Moenie bang wees nie. Gaan sê vir die disippels. Moenie
bang wees nie. En broer en suster, daar is so baie dinge waarvoor ek en jy soms bang is. Ja, ek weet, hier's 'n paar tawwe ouens in Suid-Afrika. Miskien selfs vanmôre in Horison. Daar's 'n paar ouens wat vreeslik hou van die lied. Ek's 'n dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis. Daar's niks waarvoor ek bang is nie. Maar as ons eerlik is, ons het almal iets waarvoor ons bang is. Ek is bang vir die ouderdom. Ek is bang dat die ouderdom my kan verswak. Ek is bang dat die ouderdom my gedagtes en my verstand gaan aantas. Ek is bang vir my kinders, hulle toekoms in Suid-Afrika. Ek is bang oor probleme by my werk of in my familie. Daar's baie dinge. Noem maar op, jy weet wat in jou hart roer as ons oor bang praat. Dan kom die Here Jesus en hy sê vir ons, moenie bang wees nie. Dis die eerste wat hy sê nadat hy opgestaan het en die vroue ontmoet. Moenie bang wees nie. Dan gee hy vir hulle die wonderlike versekering. Dan sê hy vir hulle ander opdraggies ook, maar dan voeg hy by, en ek is met julle al die dae tot aan die volëinding. Ons het dit gelees op die skerm. Moenie bang wees nie. Gaan doen wat jy behoort te doen. Gaan lewe as Christen. Gaan bring jou getuienis teenoor een en almal. En ek is met julle al die dae. Dit beteken, ek is met julle die maandae en die traandae. Ek is met julle die vrydae en die blydae. Ek is met julle as julle met opgewondenheid kerk toe kom of ergens by 'n venue. Een van die kleinkinders het getrou. Een van die kleinkinders, daar is 'n baba. Wonderlik, vreugde. Daar's 'n bevordering. Ek het 'n ander kar gekoop, opgewonde man. Ek gun jou dit. My vrou het gesê ons moet 'n nuwe badkamer bou. Ek het dit vir haar gedoen. Wat 'n wonderlike vreugdes. Maar daar is ook die dae van teleurstelling. Slegte tyding oor my gesondheid. Slegte tyding oor my kar, oor my werk. Oor dinge wat in ons land gebeur. Maar te midde van dit alles, kom die Here Jesus en hy sê vir ons, ek is met julle al die dae van julle lewe. Elke dag, tot daardie dag, dat ons jou begrafnisdiens hou. Tot daardie dag, wanneer ons die kus laat neersak, soos gister in Sterkfontein. Ek is met jou, deurentyd. Kom ons som op. Ek het aan die begin gesê, die belangrikste, die grootste van die Christelike feeste, is nie Goeie Vrydag nie, is nie eers Kersfees nie. Elkeen is belangrik, ja. Maar die uitstaande fees is die opstandingsfees. En daarom dat Paulus, die slim apostel vir ons, ook beklemtoon, broers, as Christus nie opgestaan het nie, is ons geloof te vergeefs. Dan kan ons hierdie Bybeltjie maar bære. Daar staan nie veel in wat die moeite werd is nie. Maar Paulus sê, Christus het opgestaan, en daarom kan ons voortgaan. En ek nooi jou vanmôre om in jou lewe te skuif. Skuif van 'n teleurstelling na 'n ontmoeting en 'n versekering. 'n Teleurstelling oor goed wat in jou lewe gebeur het, waaroor jy gehuil het, waaroor jy baie gebid het, maar dit het nie so uitgewerk nie. Skuif van die teleurstelling, skuif oor na 'n ontmoeting
met die lewende Christus. 'n Ontmoeting waar Christus uiteindelik vir my sê, moenie bang wees nie. Ek is met julle al die dae. Amen. Glo julle wat ek julle vertel het? Sê amen. Amen. Dit is die woord van die Here, soos ek dit vanmôre probeer verduidelik het vanuit die skrif. Kom ons bid saam. Here, ons Here, o wat 'n vreugde in ons harte, dat ons vanmôre nie net kon sing van die Paasfeesklokke nie, dat ons nie net uit die Bybel kon lees en na 'n verduideliking daarvan geluister het nie, maar dat ons waarlik weet dat U in ons woon, dat U hier is deur U Heilige Gees in elkeen van ons harte en lewens. Dankie Here, dankie vir die vreugde en die opgewondenheid en die versekering wat Opstanding Sondag vir ons beteken. Gaan met ons die res van die dag, die res van die naweek. En Here, as ons familie het wat nog moet terugkom ergens van 'n kort vakansie of 'n kuiernaweek, bring hulle asseblief ook veilig op die pad terug. Ons vra dit alles in die naam van die opgestane Heiland. Amen.